Dis hy, is almal reg. Middag almal, welcome back. Good, so yesterday we stopped there at the facial expressions. I told you yesterday, please, there's basic words that you need to know. Groot oor, do you see there the first one? Groot oor. Please don't write grot. You know why? Because grot has a meaning of its own. And if you do that, they penalize you in the exams. If you write oor wrong, that's fine. But don't write grot. Good. The next one. Gesakte oor. Or what else if I'm like this? I look a bit sad. Jy kan sê, but we're talking about facial expressions. We're not talking about emotions. Please asseblief nie daai twee verwar nie. Wat julle baie kere doen, dan vra hulle vir jou die gesigsuitdrukking, facial expression, en dan skryf julle die emosie. Or sometimes they ask the emotion, en dan skryf julle die facial expression. Moenie daai twee de mekaar maak nie, hoor. Goed, as jy gesakte oë het, die emosie is, jy is dalk bietjie hartseer. Dan kry ons die wenkbroue is gelig. Please make sure that you know how wenkbroue is spelled. More or less. It's not going to help you if you write eyebrows. And some of you do. Some of you do. There's basic words that you need to learn because you are going to get them every exam. And that is why I am here to guide you into that so that you know that's basic words that you must learn. Like vetgedrukte woorde that we did yesterday, but yesterday we said, jy mag nou sê groot font ook. Goed. Then you see that one. Gesakte wenkbroue of plooie. Wat is plooie? Look here. Ja, dis as jy 'n vrou net op jou voorkop is, oud soos ek. 'n mond wat frons. 'n mond wat frons. Hæ? 'n ou mond. Ja, maar jy kan nie skryf as 'n ou mond in die eksamen nie. In die eksamen moet jy skryf die mond. Jy kan skryf die mondhoeke wys af ook. Die mondhoeke wys af. Goed. En dan kry ons skreefies oë. Dis gewoonlik as iemand 'n tsotsie is, 'n skelmpie, nê? Oë wat rol, nê? Goed. En dan een wenkbrau is gelig. As jy een wenkbrau het wat gelig is, wat is jy? Wat is die emosie? Behalwe tsotsie. Skelm of ek is? Ek kan dit nie doen nie. Onseker of jy kan verbaas wees. Ja, my kind. Skreefies oë is as jy bietjie skelm is, jy soos in, jy wonder waar kan jy moles maak? As hulle hartseer is, maar jy gaan vir jou laat lei. Listen, it's a very good question that he's asking. He asks sometimes it's something else. Partykeer, you must guide or let you be guided by the picture. The whole picture. That's why I'm saying take the whole picture into consideration. Kyk na elke mens. Kyk waar die ou se hande is. Kyk hoe lyk sy hare. Al sulke tipe van goed. Dis soos as die karretjie ry, nê, dan sien jy die streepies agter die karretjie. Julle het dit al gesien op die prentjies. Die kar ry vinnig. Of partykeer dan maak die karretjie sulke wielietjies agter. Die kar ry ook vinnig. Partykeer dan wys hulle net die wielietjies, maar dan lyk dit of die ouetjie net so sit. Dan gaan jy sê die kar spin. Jy moet regtig kyk, in diepte kyk wat hulle vir jou vra op daai prentjie. Hulle probeer vir julle triek. Ja. Goed, glimlag. Smile, ons weet almal. Baie kere dan skryf die kinders, hy wys sy tande. Nee mense, jy moet weet, glimlag.
En daar's 'n verskil tussen glimlag en lag. Lag. As die ouetjie so staan, dan gaan dit nie help as jy sê hy wys sy tande nie, want dit help niks. Hy glimlag. Onthou daai woord ook asseblief. Goed, en dan 'n mond wat styf toe is. Partykeer lyk die mondjie so. Ja, hy wil niks sê nie, né? En dan die laaste is, please, asseblief, onthou hierdie ding, daai ding wat daarso is. Ek moet hom 'n bietjie opskuif, né? O, gonnetjie. Ja, gomas. Kan julle hom nou sien? Ja. 'n Spraakborrel. Onthou daai woordjie ook maar. 'n Spraakborrel. Goed, en dan kry jy 'n gedagteborrel of 'n dit is ook maar eintlik dieselfde. Wat is die verskil? Kyk gou-gou mooi. Daai enetjie het 'n puntjie. Daai goedjies het gewoonlik sulke kolletjies. En wat sê 'n gedagteborrel vir jou? Spraakborrel sê wat die ou praat. Wat sê 'n gedagteborrel vir jou? Mooi. Julle is oulik vandag, hoor? Ja, sien julle daar sterretjies en wolletjies en daar's die ontploffing of die weerligstraal of die pyltjies. Asseblief onthou wat ek gesê het van die karretjie, want dis iets wat bykom wat nie hierso staan nie. Goed, ons het gister gedoen ontkenning en voegwoorde. Mense asseblief, getal. Kyk gou-gou hierso. Jy kan hom maar daar neerskryf ook. Ons kyk, as skryf ek hom sommer vir julle daar. Hoe skryf ek dit? Hoeveel is 20? 20. 2 is. 20. Nie 20 nie. Nie. Ek weet nie, ek het al baie hulle hou daarvan, luister gou mooi. Hulle hou daarvan om vir julle te vra. 20 TIG, 30 TIG, 40 TIG, tot by 90. Kyk gou-gou hierso. Skryf ek nou daar. Jy kry 90. Jy kan skryf 90. Het jy hom so? En dan die ander manier hoe jy kan skryf, en ek weet nie, my kinders het dit 1 jaar meer so onthou. 90. Sien julle? Daar's 'n U. Asseblief nie met 'n A nie. 88. 80. TIG. 80. Nou sê. En sien julle, hy eindig almal met TIG. Hulle gaan nie vir jou 'n eksamen vra 135 nie. Hulle gaan vir jou iets vra soos 22. En dan almal skryf dit reg, maar as hulle by 20 kom, en dis hoekom hulle daarvan hou om vir jou 20 te vra. Want julle sit A's en E's en ek weet nie wat se goed als daarin nie. Asseblief nie. Goed, dan gaan ons hierso na meervoude toe. Waar is ons nou? Meervoude. Mense, daar's verskillende reëls by meervoude. Julle moes hulle al geleer het van graad 4 af. Maak seker dat jy jou reëls ken vir meervoude, want dit gaan vir jou help om jou meervoude te doen, en dan jou verkleinwoorde ook, en hierso is my lekkerste ene. Verkleinwoord. Wat gebeur as ek sê koningkie? NG, so ek gooi daai G weg, en it becomes a, skryf ek verkeerd, koning, hoekie, chi of kie? Kie, mooi. Koning, kie. Daar sy. Goed, kom ons kyk gou verder.
Die korrekte vorm, mense as hulle vir jou vra van die korrekte vorm, hulle sal byvoorbeeld vir jou iets gee soos die want dis 'n reël. Dis een van die reëls. As jou woord eindig en jy moet 'n verkleinwoord maak en hy eindig op 'n NG, koning, dan gooi jy die G weg en die G word 'n KIE. Wat ek sal doen vir julle, ek sal dit meneer Grobler dit vir julle op die groep sit. Daar is reëls. Maar julle moes dit eintlik van kleins af geleer het, maar dit klink vir my baie skole neem net aan die kinders moet dit weet, veral hier van graad 10 af en baie van julle begin partykeer eers met Afrikaans in grade 8, then you don't know the rules. So what I'm going to do is I'm going to post the rules on the Monyetla group as well for you. Then you study them. There's certain rules. Soos byvoorbeeld, nou kry jy slang, né? Nou dink jy slankie. Nee. Daai G kry jy E, slangetjie. Slangetjie. Daarsoos slang, maar hy eindig dan nou ook met 'n G en 'n N. Kan ons sê slankie? Nee, jy moet dit hoor op jou oor ook. So hy kom met 'n E, chi, slange, chi. Nou kry jy byvoorbeeld 'n woord soos pad. 1 of 2 A's. 1 of 2 A's. Pad, ji. Luister gou mooi. Daar is, sometimes there's exceptions to the rules. But I must tell you, in the exams, they seldom try to trick you. Seldom. They want to see what you know. Maar ek sal al die reëls vir julle oop. Goed. Paatjie. Goed. Nou gaan ons na die korrekte vorm toe. Dis Paatjie, ja. En 2 A's my kind. Dis 'n eksepsie. Ja. Goed. Dan by die korrekte vorm, né? Verlede tyd, korrekte vorm. Kyk gou hierso. Baie kere dan kry julle in die eksamen, you get that you must combine 2 words. Dan gee hulle sê net maar vir jou. Dit is eettyd. In die koshuis is dit 6 uur eettyd. Dan etenstyd. Dit is die korrekte vorm. Jy moet of 'n ER, waar is ek nou? 'n bietjie afver. ER, ENS, NS of 'n S invul. So jy kry jou woordjie eet en jy kry tyd. Tussenin kan jy invul 'n ER, 'n ENS, 'n NS of 'n S. Soos byvoorbeeld slaaptyd, slaapinstyd, en sien jy, daarso is daai NS wat jy invul. Jy gaan altyd so ene kry. Onthou, as jy daai 2 woordjies kombineer in die eksamen, please remember that you can use any of that 4 binding sounds. En as jy hom vir jou sê, jy sal hoor, klink reg of dit klink nie reg nie. Goed, ons het daai vorige bladsy het ons gister gedoen. Kom ons blaai om na die volgende bladsy gou-gou. Daarso is vir julle 'n voorbeeld. Julle kan deur hom gaan. Daar's 'n hele advertensie. Sien julle die advertensie? Goed. Daarso ook skoolgereedheid, lekker 2 advertensies.
Ons het gister deur die strokiesprente ook gewerk en ons het nou deur al die gesigsvorme en emosies gewerk. En dan, die volgende is belangrik vir wanneer jy strokiesprente ontleed. Maak maar seker dat jy dit vir jouself merk. Dis baie, waar het ek dit nou gemerk? Daar's hy. Maak dat jy dit, mense, met 'n strokiesprent, and that is why it is so difficult with a cartoon. You will know it from English. I don't know if there's learners that takes a Sotho. But there is sometimes a different interpretation that you have from your friend. If you think something, as in, I think is sad, is this. If you think 4 things or 3 things, write them down. Write them down. Because sometimes there is like possibilities. Sometimes a question has more than one answer. And if you write 2 or 3, I must mark them. Goed. Ons is daai ene het ons klaar. Daai kan julle self deurgaan. Dan asseblief mense, daarso is vir julle ken hierdie Mama Taxi, daai enetjie, altyd. Hulle is baie lief om hom in die eksamen te vra. Mama Taxi, sy's baie stout. Goed, dan gaan ons na die ontleding van gedigte toe. Kan ons hom so maak? Goed. OK. Party van julle kan, steek net julle hande op, wie van julle doen nie gedigte nie? Niemand nie. Daar is skole wat kortverhale doen, daar is skole wat gedigte en fila doen, daar is skole wat Liense langstaanskoene en gedigte doen, daar is skole wat fila en Lien doen. Nee, Jana, nee, Daisy waarie. Nee, is regtig nie waar, jy moet net 2 goeters doen. Nee, jy moet net 2 doen, anders dan nie, moet jy al eintlik universiteit toe gaan, want dis te veel werk. Is waarheid. Goed, luister gou. Gedigte. Ek kan nie vir jou, I can't emphasize enough how you must study your poems. Poems is one of the most complex things to write about. Now, please, there are certain places, waar jy punte kan kry. Moenie daai punte weggooi nie. Remember, you have to study 10 poems plus fila. So now comes the thing as in, how am I going to remember everything? Basic stuff. And in your poems here, I'm going to show you as well, where I gave you a basic summary of every poem that we did. In the past, I was lucky enough to always guess the poems that they might ask at the end of the year, and I'm always right. But this is the first year, this year, 2026, that they've asked all the poems in previous exams. So there's no way that we can go back to past question papers and predict what they're going to ask. So we need to know all of them. Maybe I get a dream beforehand and then I'll tell you what my dream is and then you must study it. Because I normally dream right. Goed, luister gou. There's basic stuff, as I said, that you must know. Jy moet weet, kyk gou daar. 'n Couplet is 2 versreëls. Gaan leer dit. Keel is 3. Daar sien jy. Daar het jy hom. 4. O, die notas is lekker daar vir julle, nê? Quintet 5, 5. En die een wat ons in gedigte kry, is in elk geval 'n quintet. That's the one that we seldom get. X. Sextet of 'n sextet.
Jy kan hom so ook skryf as jy wil. En dan die laaste een kry ons 'n oktaaf. Wat noem ons nee, wag, ek sal net nou daartoe kom. Goed, dan kry ons alliterasie. En ons kry assonansie. Hoekom maak die kinders, hoekom raak hulle de mekaar daarmee? Kyk gou hierso. En ek wil hê jy moet dit so hou. Jy trek by jou 'n lyntjie, né? Dan skryf jy assonansie. Sien jy kan nie oor die lyntjies. Arme, ek is oupa uil. Yes, ek is bly julle onthou dit. Assonansie, sien jy daai goeters gaan ook nie oor die lyntjies nie. So hoe gaan jy onthou wat is assonansie en wat is alliterasie? Assonansie, daai behalwe die kolletjie van die u gaan oor, maar niks gaan anders nie. Met ander woorde, die ander een must be alliteration. Dan gooi ons arme ek is oupa uil weg. En dit wat oorbly van jou alfabet is alliterasie. Nou, julle doen dit baie mooi. Nou vra ek byvoorbeeld vir jou, haal vir my 'n voorbeeld uit die gedig van alliterasie. Dan haal julle vir my uit. Mooi, makou, mannetjie, whatever. Maar dan skryf julle dit net so. Nou, hoe moet ek nou weet wat wil jy sê? Asseblief. Of jy kan dit doen. Mag jy dit met 'n highlighter doen? Nee, because actually you are not allowed to take in highlighters into the exam at the end of the year. People, this is mistakes that you make. You know the answer. You write the correct answer. But then you are in such a haste to finish, dan vergeet jy. Moenie daai fout maak nie, want dit kos vir jou punte. Goed, dan 'n ander baie belangrike ding, and this is a thing that I previously didn't ask a lot, but I see it returning more and more every exam. Paar rym. Daar het jy hom. AB. Waarna kyk ons? Na die eerste woord in die lyntjie. Na die laaste woord. Mooi. A, B. Omarmde rym. En ek skryf hom, jy skryf jou woordjies en ek maak altyd so. En dis die heel maklikste om dit so te leer. Wag, B. Ekskuus. A, B, A. Kan julle hom sien? OK. Sien jy daai tweetjies hou hande vas. Daai tweetjies beskerm hulle. Omarmde rym. Kruisrym. So jy kyk na die laastes, daar's kruisrym, gebroke rym, A, B, C, A. Partykeer is gebroke rym A, B, C, D ook. En gewoonlik as daar nie 'n rym in 'n gedig is nie, if there is no rhyme scheme, what do we call it? Hoekom skryf party in die eksamen free burs? You must remember that day that you are writing Afrikaans. You put away your English hat and you put on your Afrikaans hat. Dis hy. En dan die laaste een, slagrym. Dis gewoonlik daai wat ons in die laerskool geleer. A, B. As hy. Goed.
Kyk gou vir my hierso na die laaste, na bladsy 19 asseblief. Sien jy eindrein daarso by 2.5? 2.5 sien julle hom daar? Jana, maar ek sukkel bietjie. Okay, daar is hy. Eindrein soos wat hy eindig. Daar is hy. Enjambement, wat is dit? Ek sê altyd, dis 'n slangetjie, nê? Want as jou woorde daar is, dan loop hy so. Is daar punte en kommas? Niks nie. Now, and this is one common mistake that you make in the exams. Listen very carefully. Sometimes they ask you, what is the funksie? What is the function? Wat is die funksie van die enjambement? Let's say in reël 10. Wat skryf julle dan? En dis nie verkeerd nie, mense. Julle skryf, dit is waar een versreël oorloop in 'n ander versreël sonder punte of kommas. Dis reg. Maar, jy ken al ek sê maar, nê? Maar, het hulle vir jou 'n spesifieke reël gegee? Hulle het vir jou gesê, wat is die funksie? Luister mooi. So as julle mooi moet luister, moet julle mooi lees. Listen. They said, what is the function in line number 10? Dan moet jy die ding gaan lees. Jy lees reeltjie 10. Jy sien daar's nie punte of kommas nie. En jy antwoord dan accordingly. So you will, for example, say, dit is om die leestempo aan te help. It is to help the reading. Wat is tempo? Dis hy. So dit help die leestempo. Of dit maak dat ons meer aandag gee aan die volgende lyntjies. Of dit is 'n hoogtepunt in die volgende lyntjies wat gaan gebeur. So as jy wil skryf, dit is een vers, as hulle vir jou vra, luister die verskil. Wat is enjambement, nê? Dan skryf jy. Oorloop van so versreël in 'n ander sonder enige punctuasie. But if they specifically say to you in what line, you go to that line and you answer accordingly. Goed. Daar het jy die funksies van enjambement en dit is nou presies, luister gou. Sê nou maar ek het vir jou gesê reël 10. Dit verdoesel, versterk of versag die rympatroon. Dit het 'n uitwerking. Dit het 'n uitwerking op die tempo en ritme. What I just said now. Tempo en ritme is maar dieselfde, né? Doef, 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 doef. Musiek, daai. Dit bevorder vloeiendheid en suggereer sodoende beweging. Sien julle my slangetjie? Beweging. Ja, daai pabuk. Goed. Asseblief, ek dink almal van julle ken hierdie een, 'n ellips. Julle ken hom? Maar nou ook weer, nê? Hulle vra vir jou, wat is die funksie van 'n ellips? Luister mooi die verskil. Wat is 'n funksie van die ellips? Dan sê jy, dit wys die sin is onvoltooid, of dit wys die sin moet nog aangaan. Maar luister weer, wat vra ek vir jou? Wat is die funksie van die ellips in reël 10? Dan kyk jy na reël 10 en dan besluit jy, wat is dit? Dit sê, daar gaan groot gevaar kom, of dit vertel vir ons, krisis byvoorbeeld, of die heks van Heksrivier is van die gedigte wat jy doen het.
die klem verskuif in die gedig. Op dit sê daar gaan 'n dramatic element is coming. Goed. Dan is ons by die leestempo. Mense, dit het maar net niks daarmee wat ook al te doen nie, want dit gaan oor hoe jy dit lees. Goed, hier kom ek nou wat ek vir julle gesê het. Hy gaan 'n bietjie moeilik. Wat het dit nog nie het was dit? Ek het net nou gesê van die leestempo en daai goeders, daai goed wat jy as jy lees in die klas. Ek lees vinniger, ek lees stadiger of wat ook al. Daai hoef jy nie eintlik deur te gaan nie. Daar staan leestempo, stadige tempo, vinnige tempo, maar aan die ander kant, as daar lang klanke is, dan gee dit vir jou stadige tempo. As daar kort klanke is, 'n vinnige tempo. Hulle vra dit selde in eksamen. Maar maak maar net seker dat jy dit weet. Goed, en hier is die een wat ek vir julle gesê het. Vir jou gesê, toe jy my gevra het. Hier's al die gedigte. Goed, joh. Moet ons hom nou hier druk? Ja, jy. Moet ek hom uitzoom? Hazai, okay, daar's ons. Hazai. Okay. Asseblief mense, beloof my een ding. Al leer jy net hierdie vir die eksamen, nê? Ek wil nou regtig nie julle moet net dit leer nie, but if you only say, let's say, you studied very hard, because you are most going to, nê? Because we all want better results. So if there's one thing that you have to emphasize on, the day or 2 days before you are writing paper 2, gone through the again. This is very important. You will see crisis. Ek hou niks, I don't like this poem because it is a very strange conversation between the body and the mind that I'm sure the poet also didn't understand when she wrote it. I'm really sure of it that she had this maybe breakdown in her life because that's why she wrote it. Dit is seker een van die mees onverstaanbare gedigte wat ek vir jou wel kan sê. Last year I predicted because that was the only poem that they didn't ask previously since we swapped poems 4 or 5 years back. And I predicted that they're going to ask this poem last year, which they did. Do I think they're going to ask it again this year? No. I don't think they might, well, I don't think. But you never know with the people that set up the paper, but I don't think they're going to ask it again. Goed, but you never know, né? If you know, you know. Goed, die verhouding tussen die hart en die verstand. Al wil 'n mens soms jou hart volg, is daar tog kere, maar jy moet liewer na jou rede of kop of verstand luister voordat jy besluit te neem. Sien julle, daar's jou gedig. Daar's jou tema. Daar's jou boodskap. Dit sê vir jou wat se tipe gedig dit is en dit sê ook vir jou wat se beeldspraak kom in die gedig voor. Ek's oulik, nê? Alles opgesom vir julle. Sien julle? En jy gaan nou sien as ons na die belangrikste gedigte môre en so kyk. Personifikasie. Wat is personifikasie? Baie mooi. Om dooie dinge of wat ook al, menslike eienskappe te gee. Het 'n boom arms? Nee, maar ek kan sê die arms van die boom het my ontvou. Dan is dit personifikasie want ek maak 'n dooie ding lewendig deur vir hom menslike eienskappe te gee. Goed, vergelyking. Watse woord kry ons altyd in 'n vergelyking? Asseblief, skryf sommer soos daar op jou voorkop, nê?
soos. If they want, nou ook 'n ander ding wat julle in die eksamen doen, en dan voel dit vir my, ek wil skree. We ask you in the exams, give me an example of a vergelyking in the poem. Nee, wat doen hulle? Hulle skryf vir my, reël 15, reël 12. Moet ek nou daai vergelyking gaan soek vir jou? People that time you laugh and you think that, but if you remember, you will, I wrote it once. Maybe. Don't write it because you are lazy. That time that you are taking to write, rule of line 15, skryf die regte ding neer. Ook nog 'n ding, as ek vir jou vra om vir my 'n vergelyking te skryf, you know what some learners do? Hulle skryf, sê nou maar daar staan, die seentjie is so soet, so stroop. Wat skryf hulle? Die seentjie is ellipse, ellipse, ellipse. It's basic mistakes that learners do, and you know what? It is one of the reasons why learners, they know the answer. I don't know whether the ink dried up or whether they think the ink will not hold until the end of the question paper, or whether they're too lazy or what. But that is mistakes that learners do. Please do not do that. Goed, wat is 'n metafoor? Sonder soos. Die seentjie is stroopsoet. Hy is so soet, so stroop, vergelyking, die seentjie is stroopsoet. Dan is soos weg, hy's uit, gone. Goed, dan het ons, ken jy die see? Vissermanne, hulle het hom ook verlede jaar gevra. Hulle ken jy die see ook verlede jaar gevra. Maar, dit was die tweede keer wat hulle, ken jy die see gevra het. Dink ek hulle gaan hom weer vra? Nee. Maar onthou, ek is nou nie. Maar daai gedigte is die gedigte wat hulle verlede jaar gevra het. Goed, dan wetenskapmannetjies. Mense, hulle hou daarvan om wetenskapmannetjies in die eksamen te vra. Ek weet nie hoekom nie. Hulle like dit. Wetenskap is nie alles nie. Negativiteit teenoor wetenskaplikes. En asseblief, daar wat hulle praat van die wetenskaplikes, moet asseblief nie skryf dis maanmannetjies nie. Ja, of party kinders skryf iets astronauts. Nee, daar's 'n verskriklike groot verskil tussen wetenskaplikes en maanmannetjies. Ja, gaan vra vir Armstrong wat op die maan was. Hy was 'n maanmannetjie. Ja. Kom ons gaan gou terug na krisis toe, nê? Italiaanse sonnet. Hoeveel reëls is daar in 'n sonnet? 14 reëls. En watter tipe sonnette kry ons? Mooi. Ons kry 'n Engelse sonnet, of as jy wil, kan jy skryf Shakespeareaanse. So remember that, Shakespearean sonnet, Shakespeareaanse. En dan kry ons 'n Italiaanse sonnet, of luister hierdie grand woord, maar jy hoef dit nie te onthou nie. Petrarchaanse. Solank jy net onthou, 'n sonnet het 14. Nee, onthou jy maar eerder Italiaans, want Petrarchaans is te moeilik. Ja, goed. Onthou 14 vers reëls. Goed, dan het ons het nou wetenskapmannetjies. Sien julle daar? Vrye vers. Wat is vrye vers nou weer? Geen vaste
Yes, julle is oulik vandag. Dan het ons eksamenlokaal, mense het dit eksamenlokaal ook al in die eksamen gevra. Die heel eerste keer, toe ons nuwe gedigte gekry, die heel eerste eksamen wat hulle gehad het, eksamenlokaal. Ek het 'n halfe idee, ons kan hom dalk weer verwag. Yes. Ook vrye vers. Mense, julle sien elke keer die beeldspraak hierso, nê? Almal is daar vir jou mooi uitskaal. Eksamenlokaal, heks van Heksrivier. Onthou asseblief hierdie woorde. Is julle nog met my? Ballade of 'n epiese, liriese ballade, maar as jy net daai woordjie vir my onthou, dan is dit reg. Wat is 'n ballade? Is 'n storie, is 'n storie. Ja, dis 'n storie. Daar sien julle ook weer personifikasie. Goed, haar uitvaart. Haar uitvaart het, dis nie 'n tipe, as hulle regtig vir jou vra wat se tipe gedig, dan kan jy sê dis 'n hartseer gedig. Want dit gaan mos oor die dood van sy dogtertjie. 5 minute. Goed, kom ons maak gou klaar. Die dood van sy dogtertjie. As daar, sien jy die tipe gedig van hierdie gedigte op hierdie bladsy, nê? Kom ons maak gou, nog 5 minute. Sien julle, daar's nie spesifieke, maar jy kan vir jou daar inskryf, dis 'n hartseer gedig. Yes. En dan byvoorbeeld, sproei reën, kan jy byvoorbeeld skryf, dis 'n liefdesgedig. Want dit gaan oor al die vrouens in hierdie man se lewe, en hy gee, hierdie een ruik so lekker soos 'n narkie, die een stink soos 'n pomelo, of die een is so soer soos 'n suurlemoen. Ja, maar kaneel ruik mos lekker. Ja. Ja, so daarom kan ons sê dis 'n liefdesgedig, want dit gaan oor die vrouens in lewe. Dans van die reën, vrye vers. Mense, dans van die reën. Bietjie onderskatte gedig, want daar's baie goed daarin. Ek gaan hom môre met julle doen. Ek dink ons gaan hom bietjie môre in diepte doen, want there's many hidden stuff in that poem. And there's many interpretations of that poem. But you need to read it and interpret it as the examiner is going to ask you at the end of the year. Hans Wors, watter tipe gedig kan ons sê is dit? Nee, is nie grappig nie. Die Hans Wors is grappig, maar onthou, hy kipose. Wat is dit nou weer? Hy het 'n boggelrug. So dit is ook 'n hartseer gedig, want onthou, op die ou end van die dag stuur hy mos vir sy ma geld en kan hy 'n normale werk doen? Nee, hy kan nie. Hy kan nie werk nie. En dan die hardloper. Tipe gedig, ek sou nie eens gesê dis 'n tipe gedig nie. Hierdie persoon wat die hardloper geskryf het, hy's bekend daarvoor dat meeste van sy gedigte, Ernst van Heerden, meeste van sy gedigte was oor sport. Most of his poems was about sport, the physical ability that a human has, where is sport, etc, etc. So ek sou daarso byvoorbeeld tipe gedig, ek sou gesê het, die gedig gaan oor die menslike eienskappe om sport te beoefen of om goed te doen. Goed, ek sien vir julle môre, dan doen ons die gedigte.